Jaap die boelie. Lag Jaap kliphard in die klas. Kyk julle, hier kom sproetjies. Maar niemand lag nie, net Jaap. Al die kinders raak sommer kwaad as Jaap so lelik is. Hy is lelik met almal. Lia is 'n pragtige rooikop dogtertjie met sproetjies op haar gesiggie. Sy steur haar nie aan Jaap, wat so lelik is nie. Sy stap net verby en gaan sit by haar stoel. Met tyd raak die gespottery net erger en erger. Jaap spot haar so erg, dat sy nie meer dit kan hanteer nie. Eendag terwyl Jaap haar so erg spot, stap sy na hom toe en sê, "Dis nou genoeg. Wat van ons hou 'n resies, en as ek wen, dan hou jy op om my te spot, en dra my tas elke dag klas toe." Jaap lag, "Jy my wen? Ek dink nie so nie." "OK," sê Jaap, "Vrydagmiddag na skool, dan kry ons mekaar by die begin van die woud, en die een wat eerste by die dam is, wen." "Reg so," sê Lia. En so versprei die resies tussen Jaap en Lia soos 'n veldbrand in die skool. Almal weet en sien sommer uit na Vrydag, want almal is moeg van Jaap wat so lelik is met almal. Vrydag het aangebreek en almal is reg vir die wedren. 3, 2, 1 en weg is julle! Dit is nogals 'n entjie se hardloop. Daar is baie bosse en bome en dis grondpad. Hulle moet baie versigtig hardloop, anders kan hulle net miskien hulle voet swik of seer kry. Jaap skiet soos 'n vuurpyl daar weg en dink hy gaan 'n kort pad vat deur die bosse. Hulle het vooraf bespreek dat hulle op die grondpad moet bly, maar Jaap gee net mooi niks om oor reëls nie. Lia volg die grondpad mooi en hardloop. Sjoe, dis darm warm, maar Lia het nie opgegee nie, sy het nou vinniger begin hardloop, want weet, die einde is naby. Net so 'n entjie voor die wenstreep, hoor sy 'n geskree. "Help, help my, ek kan nie beweeg nie." Sy stop en loop tussen die bosse in. Dis Jaap. "Jaap, jou stouter, jy mag nie deur die bosse gaan nie." Jaap het geval en in 'n gat getrap en sy voet sit vas. Lia het geweet sy moet hom help. Sy het gehelp om sy voet los te kry. Hy staan op en sy wou nog vra, "Is jy okay?" Toe skielik stamp hy haar dat sy op haar boude val. "Eina!" Jaap hardloop en hardloop. En toe is sy voet ook nie meer seer nie. "Ek het gewen," roep hy. "Ek het gewen!" Lia stap nader en is hartseer. "Hoe kan jy so lelik wees?" vra Lia vir Jaap. Jaap sien, Lia is nou baie hartseer. En voor almal sê hy vir haar, "Jammer Lia." En hy vertel almal hoe hy geval het en sy voet wat vasgesit het in 'n gat. En Lia het nie eers 2 keer gedink om te stop nie. Sy het hom gehelp. So eintlik is sy die wenner. "Mooi Lia," sê Jaap. Van daardie dag af het Jaap vir niemand gespot nie. En hy het elke dag Lia se tas klas toe gedra. Lia en Jaap het toe ook baie goeie maats geraak. Jonay en haar tweelingsissies, Mia en Carly, slaap in die sitkamer op 'n groot Kersbed. Hulle het saam met mamma en pappa 'n filmaand gehad en 'n baie oulike storie gekyk oor perdjies. Hulle 3 is dol oor perde. Hulle elk het 'n baie oulike speelgoedperdjie wat elke aand onder hulle arm slaapies. Jonay word wakker van 'n helder lig wat deur die sitkamer se venster skyn. Sy hoor 'n perd rinnik. Sy vryf oor haar oogies
want sy moet seker droom. Haar speelgoedperdjie is nie meer in haar arm nie, en is nie meer klein nie, maar groot, soos 'n regte perd. Jonay is so opgewonde en kan nie dit glo nie. Sy maak die venster waawyd oop en vryf haar perd se maanhare. Sy klim versigtig deur die venster en op sy rug. "Hallo pragtig," sê sy en hou haar perd styf vas om sy nek. Sy hoor iets agter haar. Toe sy omdraai, sien sy haar tweeling sussie se speelgoedperdjies. Hulle is ook nie meer klein nie, maar groot. Mia en Carly het ook wakker geword van die helder lig en spring op en af by die venster. Hulle wil ook op hul perdjies ry. En so gaan hulle 3 op 'n wonderlike avontuur met hul perdjies. Die perdjies kan vlieg en op gaan hulle hoog bo die wolkies. Hulle hou styf vas en is so bietjie bang, maar opgewonde. Soos hulle vlieg, sien hulle nog perde en maatjies wat ook op perde ry. 'n Mens hoor net 'n gelag en gesels. Almal is so opgewonde, want hoe is dit moontlik? Hulle het geland bo op die wolkies en wow, dit is so mooi. Hulle is nou by 'n reënboogpark wat op die wolkies gebou is. Daar is glyplanke, trampoliens, roomys en lekkers en sjoe. Dis 'n groot partytjie. Hulle het vir 'n paar uur daar gespeel en lekker gesels met al die maatjies. Niemand wou natuurlik huis toe gaan nie, maar die son het begin opkom en hulle moes gegaan het voor mamma en pappa wakker word. Soos hulle saggies by die venster inklim, gegil hulle omtrent. Ek kan nie glo wat gebeur het nie. Mamma en pappa kom by die sitkamer in en vra hoekom hulle so gegil en lag. Hulle gee 'n stywe druk vir mamma en pappa, en die tweeling kan nie help om vir mamma en pappa van hul wonderlike perde-avontuur te vertel nie. Maar natuurlik dink mamma en pappa, dis net 'n baie lekker opgemaakte storie. Luan se speelgoed-avontuur. Luan word wakker van 'n lig wat in sy oë skyn. Die lig is baie skerp en hy moet sy oogies op 'n skreefie hou. Hy sit nou regop en hoor iemand roep: "Kom ouens, kom! Kom, ons moet vinnig maak." Wat? Luan kan nie sy ore glo nie. Hy vee sy oë uit. Dit kan mos nie waar wees nie. Dit is sy weermagmannetjies wat lewendig geraak het. Hy sien, dis kaptein Thumbs Up wat praat. Hy het 'n flitslig in sy hand en wys af tot op die grond. Al sy weermagmannetjies staan in 'n lang ry. Hulle gly een vir een van sy bed se kombers af tot op die grond. Luan loer by sy bed se kant af en sien vir T-Rex wat op die grond lê langs die speelgoedboks. Ek wonder wat het hier gebeur. Luan hoor nou die geluid van motorfietsse wat buite sy kamer se deur brom. En toe glimlag hy, want dit is 4 van sy weermagmannetjies wat elk op 'n motorfiets ry. Maatjie is voor, dan is dit Whitey, Andrew en Diver wat heel agter ry. Hulle het elk 'n groot noodhulpsak op hul rug. Hulle gaan stop langs T-Rex. Dit lyk of iets met T-Rex gebeur het. Dit klink of T-Rex baie seer gekry het. Maatjie klim van sy motorfiets af en gaan staan langs T-Rex. Ons gaan jou help hoor, ons sien jou stert sit vas onder die speelgoedboks. T-Rex maak sulke sagte geluitjies. Shame, hy is in baie pyn. Andrew spuit vir T-Rex
met 'n verdoofmiddel op sy stert. Die volgende oomblik kom Papa Jaco by die kamer se deur in. Luan sit op sy bed en wys, "Shh." Papa gaan sit saggies langs Luan. Luan fluister in sy pappa se oor, "Papa, jy moet saggies wees. Kyk daar op die grond. Kyk, jy gaan dit nie glo nie." Papa Jaco se oë helder op en hy kan ook nie glo wat hy sien nie. Hulle hoor iets dreun by die kamer se venster en giggel hulle. Dis Pilot in sy helikopter. Pilot gooi 'n lang tou af tot op die speelgoedboks. Andrew en Mikey maak die tou vas aan die speelgoedboks. "Oké," sê Mikey vir Pilot, "jy kan gaan." En so het Pilot die speelgoedboks opgetrek met die tou. Die speelgoedboks hang nou in die lug en dit beweeg links en regs. T-Rex kon nou uiteindelik onder die speelgoedboks uitbeweeg. Whitey het spesiale room aan T-Rex se stert gesmeer. "Jy gaan sommer gou vinnig beter voel," sê Whitey. En so het Luan in Papa se arm aan die slaap geraak. Toe dit oggend raak, sit Luan regop en wonder of hy gedroom het. Hy voel 'n beweging tussen hom en sy pappa. Hy lig die kombers op en raai wat? T-Rex lê tussen hulle. Sy oogies skitter. "Hallo," sê T-Rex vir Luan. Luan besef toe dat hy nie gedroom het nie, maar dat sy weermag mannetjies en T-Rex dinosaurus regtig lewendig geword het. Hy het na sy pappa gekyk en hulle het geglimlag vir mekaar. En dit was nou hulle geheim. So elke aand net voor slaaptyd het T-Rex en al die weermag mannetjies wakker geword en so 'n tydjie saam met Luan en sy pappa gespeel. Wilandi se groot verrassingspresent. Wilandi bly op 'n pragtige plaas saam met haar boetie, baba sussie, mamma en pappa. Sy is nou 5 jaar oud, maar oor 'n paar slaapies dan verjaar sy en raak 6. Wilandi kan nie meer wag nie. Sy tel al die slaapies af. Haar mamma het vir haar gesê dat hulle vir haar 'n baie groot verrassing het. En uiteindelik het daai dag aangebreek. Sy maak haar oogies oop en glimlag breed. "Dis my verjaarsdag!" skree sy opgewonde. Sy kan nie vinnig genoeg opspring en haar rokkie aantrek nie. Sy het 'n pragtige pink rokkie saam met haar mamma by die winkel gekoop, spesiaal net vir haar. Sy volg die geluide van gelag, gegiggel en gesels tot in die kombuis. Haar mamma, ouma en tannies is al vroeg op om reg te maak vir haar partytjie. Toe hulle haar sien, sing hulle sommer uit volle bors vir haar die verjaarsdagliedjie. Hulle het omtrent gelag want haar tannie is baie snaaks en dans en maak die snaakse gesigte. Pappa en oupa het gery om haar verrassing te gaan haal. Haar partytjie gaan in die groot skuur langs hul plaashuis gehou word. Sy het gehelp om die skuur op te maak. Dis net reënboogballonne en glitter oral waar jy kyk. Soos sy die voordeur wou oopmaak, hoor sy die deurklokkie lui. "Jippie, my maatjies is hier!" Al haar maatjies en hul ouers staan buite en is ook baie opgewonde vir haar partytjie. Hulle wonder ook wat die groot present kan wees. Terwyl hulle wag vir haar pappa en oupa om die verrassing te bring, het hulle te lekker op die springkasteel gespring, speletjies gespeel en heerlike kossies geëet in die groot skuur. Hulle het ook te lekker gedans en met haar hasie ore gespeel.
oor hy het klomp baba hasies gekry. So hulle het omtrent gelag vir al die klein hasies wat rondspring en net te oulik is. Is jy reg vir jou verrassing? Hoor sy haar mamma roep. Mamma sit die musiek sagter en sê, kom julle, kom ons gaan buitentoe. OK, maak jy oë styf toe, sê haar mamma. Sy hoor iets wat rinnik. En, is dit 'n perd, mamma? Vra sy in 'n baie opgewonde stem. Sy maak haar oë oop en kan nie glo wat sy sien nie. 'n Reënboogperd wat so mooi blink. Sy skitter sommer. Die perd se naam is Glitter, sê haar pappa, en sy is nou joune. Jippie, skree sy. Die perd stap nader aan haar en vryf haar koppie teen haar hare. Kom klim op my rug, sê die perd. Sy kyk na die perd en kan nie glo wat sy hoor nie. Verbeel ek my of kan jy praat? Ja, ek kan, maar net jy kan my hoor, sê Glitter die perd. Daai dag was die beste dag ooit. Elke middag na skool het sy op Glitter gery en hulle het te lekker gesels. Glitter kon ook gevlieg het en hulle het saam opwindende avonture gegaan. Divan en Bella se vliegtuigavontuur. Divan het 'n oulike rooi en blou speelvliegtuigie waaroor hy dol is. Die vliegtuigie gaan oral saam. Hulle eet saam, speel saam in die pad en slaaptyd slaapies hy in sy hand. Een oggend word Divan vroeër wakker en hy voel sy vliegtuigie is nie meer in sy hand nie. Hy sit regop en kyk onder sy kombers en onder sy bed. Hy kyk oral, maar kry nie sy vliegtuigie nie. Waar is jy, sê hy in 'n hartseer stem. Elke nou en dan word die vliegtuigie weg en dan soek hy orals na hom. Gewoonlik na 'n paar uur sal hy die vliegtuigie onder sy kussing kry. Maar vandag is hy nie daar nie. Bella se hondjie, wat ook by hom slaap, sien dat hy baie hartseer lyk. Bella, kom help my soek asseblief. Bella spring teen die venster op en blaf. Divan staan op die punt van sy twentjies en kyk by die venster uit. Hy sien 'n groot vliegtuig. Wat? Hy vryf sy oogies uit en wonder of hy droom. Hy kyk vir Bella en sê, dit lyk dan soos my vliegtuig. Sy rooi en blou vliegtuigie is nou groot en staan in hul agtertuin. Bella, jy moet nou saggies wees, né? Hy glip uit by die kombuisdeur en stap nader aan die vliegtuig. Die opwindendheid borrel sommer in hom en hy kan nie help om te lag nie. Hy is so opgewonde. Hy het nog nooit so 'n groot vliegtuig gesien nie. En dit is syne. Hallo, sê die vliegtuigie. Ek het gedink ons moet vandag op 'n avontuur gaan. Divan tel vir Bella op en sit haar ook in die vliegtuig. Hou vas, sê sy vliegtuig en op gaan hulle. Hulle kyk af en sy huis raak nou al hoe kleiner en kleiner. Dis lekker om die wind in my gesig te voel. Bella blaf en haar tong hang sommer uit. Sy geniet dit ook. Sy blaf vir al die voeltjies wat verby hulle vlieg. Waarna gaan ons? Vra Divan. Ek gaan vir jou al my ander vliegtuigmaatjies wys. Elke dag voor jy wakker word, vlieg ek uit by die venster en dan ontmoet ek al my vliegtuigmaatjies. Ons gesels en speel te lekker saam en dan voor al die kindertjies wakker word, is ons veilig terug waar die kindertjies die vliegtuigie gesit het. Maar vanoggend het jy vroeër wakker geword en net toe ek wou vlieg na my maatjies toe sien ek dat jy my oral soek en baie hartseer lyk. So daarom het ek groot geraak en vir jou in die tuin gewag. Sê Divan. So, altyd as ek jou nie kry nie, dan moet ek weet
dat jy vir jou maatjies gaan kuier het. Ja, jy is reg, sê sy vliegtuigie. Hulle vlieg nou net hoër en hoër. Die wolkies lyk soos wit en blou spookasem. En ver voor hulle sien hy 'n groot blou wolk met klomp vliegtuigies wat daar staan en wag vir hulle. Dievan kan nie sy oë glo nie. Hulle het geland langs die ander vliegtuie. Dievan het al sy vliegtuigmaatjies ontmoet. Hulle het te lekker gesels. Op pad huis toe het Dievan gesê, so as jy weer weg is en ek soek jou, moet ek nie hartseer wees nie. Dan moet ek weet, jy gaan net vir jou vliegtuigmaatjies kuier en dat jy binnekort terug sal wees. Dievan en Bella het die avontuur so geniet en so het hulle op nog baie ander avonture saam gegaan. Lian se rooi brandweer trokkie. Kiara gee 'n groot blaf, woef, en maak sagte chunk-geluitjies. By die groot sandhoop. Kiara is Lian se hondjie. Lian speel lekker by die parkie saam met sy mammas. Hulle skopbal en hy het die oulikste vliegtuigie waarmee hy speel. Hulle hou ook lekker piknik onder die groot boom. Kiara blaf weer en haar stertjie waai omtrent. Lian en sy mammas hardloop na waar Kiara is. Daar is 'n baie groot sandhoop. Kiara begin te grawe en nou help Lian ook. Wat is dit? Vra Lian. Die volgende oomblik hoor hulle iets wat klink soos 'n brandweertrokkie. Wee, wee, wee. Soos hulle verder grawe, raak die gesing van die brandweertrokkie net al hoe harder. Lag Lian. Lian se mond hang oop en is nou eers opgewonde. Toe sien Lian 'n wiel. Hy tel dit op en sit dit versigtig eenkant neer. Soos hulle grawe, kry hulle die leer van die brandweertrokkie en nog klomp parte. Ag nee, sê Lian se mamma. Dit lyk of dit gebreek is. Die geluid wat die brandweertrokkie gemaak het, is nou skielik weg. Hoekom werk dit nie meer nie? Kiara blaf weer en die keer het sy 'n skroefie in haar bek. Sy help ook om al die los gedeeltes van die brandweertrokkie te soek. Na 'n paar uur van grawe en soek na parte, kon hulle niks meer vind nie. Die brandweertrokkie is amper net so groot soos Lian, wat al 2 is. Kom ons gaan huis toe, sê sy mammie, en dan kan ons kyk of ons die brandweertrokkie mooi skoon kan maak en weer aan die sing kry. By die huis het hulle die brandweertrokkie mooi skoon gemaak. Dit was vol modder en sand. Dankie Kiara, sê Lian en vryf haar koppie. Kiara lê op die grond waar hulle besig is om dit skoon te maak. Na 'n tydjie se kap en skroefies indraai, is die brandweertrokkie weer reg. Maar ongelukkig maak hy geen geluitjies nie en so het die dag vinnig tot 'n einde gekom. Toe dit slaaptyd geword het, moes die trokkie natuurlik saam met Lian in sy bedjie slaap. Lian het die trokkie vasgehou en ook toegegooi met 'n kombersie. Die volgende oggend word Lian wakker van 'n beweging onder sy hand. Nee man Kiara, sê hy, ek wil nog slaap. Maar dis nie Kiara nie, dis sy brandweertrokkie wat beweeg. Hallo, sê die brandweertrokkie vir Lian. Lian skrik so groot en sit regop. Hallo, sê hy vir die trokkie. Jippie, skree Lian. Sy mammas kom die kamer in en sien die trokkie werk weer. Lian was so bly en hy het die res van die dag lekker met sy nuwe trokkie maatjie gespeel. By die oulike varkie. Mianay
voel iets aan haar broek nibbel. Sy kyk af en sien die mooiste, kleinste ou varkie. Sy gaan af op haar knie en tel die varkie op en druk hom styf vas teen haar. Dis skoolvakansie en hulle kuier die naweek op vriende se diereplaas. Christa, haar ouer sussie, sien haar met die varkie. Sy hardloop na haar toe en wil ook die ou varkie vashou. Voordat Mia en Nay nog vir Kristen die varkie kan gee, sien hulle daar kom klomp varkies om die draai van die groot plaashuis aangehardloop. Mia en Nay en Kristen gaan sit sommer op die grassies. Die varkies hardloop almal na hulle twee toe. Die ou varkie spring op teen hulle en lek hul wange en party nibbel sommer aan hul vingertjies. Lag hulle val sommer op die gras en nou is al die varkies op hulle. Dit kielie, skree Mia en Nay. Mia en Nay het nou so lekker gelag. Hulle sit regop en vryf die baba varkies. Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 varkies. Sjoe, hier's baie varkies, sê Kristen. Hulle het dit so geniet om met die ou varkies te speel. Na 'n tydjie staan hulle op en loop om die draai waarvandaan die varkies gekom het. Oepsie, sê Kristen. Die varkhok se hek het oopgegaan. Daarom het al die varkies uitgehardloop. Mia en Nay het vir haar mamma gaan roep. O jene, sê die tannie, met wie haar mamma staan en gesels. Weet jy wat, sê die tannie, ons moet vir hulle nou melkies gaan gee. Wil julle twee vir ons help? Ja, skree Mia en Nay en Kristen. Hulle was so opgewonde, veral Mia en Nay, want sy hou so baie van varkies. Sjoe, maar die varkies wil nie stil sit nie, dis net melk wat spat. Nadat hulle die varkies melkies gegee het, was dit tyd vir hulle om te gaan slaap. Mia en Nay het uit die hokkie geloop, maar toe glip die kleinste varkie uit, saam met haar en spring teen haar been op. Sy tel hom vinnig op en sit hom onder haar baadjie in. Sy kyk vir hom en sê, "Shh, jy moet nou stil bly, né? Dan kan jy saam met my gaan." So is hulle kamer toe. Die ou varkie het in haar arms die heel nag geslaap. En die volgende oggend het Mia en Nay wakker geword van 'n nat, koue neusie wat teen haar wang druk. Sy het vinnig die varkie gaan berre in sy hok, voordat almal wakker word. So het die ou varkie elke aand in haar arms geslaap. Natuurlik het sy so lief vir die varkie geword. Maar sy het geweet as die vakansie verby is en is tyd om huis toe te gaan, kan sy nie die varkie saamvat nie. Sy het vir die varkie gekyk en gesê, "Ek gaan jou Bye-bye noem." Deur die dag het hulle te lekker saam gespeel en sy het ook vir Bye-bye elke dag melkies gaan gee. Soos die vakansie tot 'n einde gekom het Mia en Nay baie hartseer begin voel. Hulle het al tassies gepak en Mia en Nay het vir 'n laaste keer vir Bye-bye baie gaan sê. Sy moes net keer dat sy nie huil nie. Sjoe, hoe kan 'n mens so hartseer voel, dink Mia en Nay. Soos hulle wegry, kyk Mia en Nay by die venster uit, waar die tannie staan en vir Bye-bye vashou. Toe sê haar mamma, sy moenie hartseer wees nie, want gelukkig is die plaas naby van waar hulle bly, en die tannie het gesê, sy kan kom kuier enige tyd van 'n sy wil. En net so het Mia en Nay se gesiggie opgehelder, en sy was nie meer hartseer nie. Mia en Nay het nou so uitgesien na elke keer wanneer sy daar gaan kuier het. Dan het sy sommer vir 'n hele naweek oorgeslaap. Sy het vir die tannie in en om die huis gehelp. My het natuurlik groter en groter geraak, maar altyd
was hul twee so bly om mekaar te gesien het. Tot vandag toe gaan kuier Mianay nog verbyby. Lilliput en haar pratende hassies. Lia is 'n oulike 2-jarige dogtertjie. Sy is dol oor hassies. In haar kot is daar 2 oulike hassies wat elke aand saam met haar slaapies. Hulle is grys. Die een het pink oortjies en die ander een het wit oortjies. Sy speel gewoonlik in haar kamer met hulle. Sy het natuurlik ook 'n klein pink hassie wat oral saam met haar gaan. Soos sy met haar hassies op die mat speel, praat sy met hulle. Sy kyk vir hulle in hul oogies en maak 'n groot wens. Ek wens julle kan tog met my gepraat het en saam met my gespeel het elke aand. Sy kyk na die hassies en skielik sien sy die hassies se oogies begin blink en hulle begin te beweeg en hulle praat met haar. Lia kyk verbaas na hulle en kan nie glo haar hassies kan praat nie. Mamma, pappa, roep sy in 'n baie opgewonde stemmetjie. Kom kyk! Mamma en pappa kom in die kamer in. Kyk, kyk! My hassies kan praat en kyk hoe spring hulle rond. Mamma en pappa kan self nie glo wat nou gebeur het nie. Mamma en pappa sit op die mat saam met haar en kyk verbaas na die hassies wat so rond spring. Die hassie met die pink oortjies spring sommer in mamma se arms in en gee vir haar 'n stywe drukkie. Die hassie met die wit oortjies spring in pappa se arms in en gee vir hom 'n lekker stywe drukkie. Die hassie sê toe, ons is so lief vir julle. Dankie dat julle vir Lia ook so lief is en ook so mooi na ons 3 kyk. Ons kan sien julle gee baie om vir haar en ons. Lia begin te giggel en die hassies spring omtrent rond in haar kamer. Elke aand het hulle so lekker saam gespeel. Wanneer dit slaaptyd raak, dan spring die hassies in Lia se kot en wag vir haar. Sy hou hulle styf vas en so het hulle 3 saam aan die slaap geraak. En elke aand vlieg hulle na Droomland waar hulle op heerlike avonture gaan. Mila en die pragtige pink dinosaurus. Mila is 'n oulike dogtertjie. Sy geniet dit so om in hul agtertuin te speel. Daar is die mooiste blomme wat sy, haar mamma en ouer sussie Kara geplant het. Hulle het dit baie geniet om in die tuin te werk en speel. Daar was ook 'n groot sandput in die tuin. Naweke het Mila baie daarvan gehou om in die sandput te speel. Een sonnige oggend was Mila besig om 'n sandkasteel te bou. Maar toe hoor sy 'n klein dierestemmetjie. Sy kyk eers rond, maar sien niks in die tuin nie. Sy bou maar verder aan haar kasteel en toe hoor sy dit weer. Nou, net duideliker. Die volgende oomblik beweeg haar kasteel en sy sien 'n pink gesiggie met die mooiste geel oogies wat na haar kyk. Sy skrik so groot dat sy agtertoe val. Sy sit regop. Die diertjie kom onder die sand uit en skud die sand van sy lyfie af. Die diertjie kom nader en lek haar tone. Lag sy, dis baie kielierig. Sy kan nie glo wat sy sien nie. Dit lyk dan nou soos 'n baba dinosaurus. Kyk hoe pragtig is jy. Die dinosaurus het die mooiste parel necklace. Sy spring op haar skoot en maak oulike diergelykies. Mila vryf haar koppie. Hallo, en van waar af kom jy? Sy kyk in die sand en dit lyk soos 'n tonnel wat onder die grond is. Wat sal jou naam wees? Sy dink so tydjie. En ja,
Jou naam gaan Maat wees. Maat is ook hulle hondjie se naam en sy hou baie van die naam. Die volgende oomblik spring Maat weer in die gat en bring 'n bal saam met haar uit. Lag sy, wil jy hê ek moet saam met jou speel? Hulle het so 'n tydjie gespeel en toe was dit tyd vir Maat om weer huis toe te gaan. Sy het weer terug in die gat gespring en weg is sy. Maat is maar nog klein en is so groot soos 'n hondjie. Elke dag het Mila na die sandput toe gegaan en vir Maat geroep. Na so 'n tydjie het sy hallo kom sê. Hulle het te lekker gespeel en sy het altyd lekker kossies vir Maat gehad om aan te pesel. Zunika is 'n oulike 4-jarige dogtertjie. Sy en haar mamma is op pad winkel toe. Hulle sing en gesels te lekker in die motor. Die volgende oomblik moet mamma hard op die briek trap, want iets het voor hulle kar ingehardloop. Sjoe, Zunika het groot geskrik, maar gelukkig is sy mooi vasgemaak in haar karstoeltjie. Mamma probeer nog kyk wat dit was en skielik skree Zunika, 'n hondjie mamma, 'n hondjie. Kyk, die oulike wit hondjie. Dis nog 'n baba hondjie. Mamma klim sommer dadelik uit die kar. Gelukkig is die straat stil en daar is geen motors nie. Mamma roep die oulike hondjie, kom hondjie, kom, roep mamma. Dit is 'n baie vriendelike hondjie en sy stertjie waai omtrent. Ek wonder waarvandaan kom hy, vra Zunika. Mamma besluit sommer om hom dadelik huis toe te vat. Hulle kan later winkel toe gaan. Zunika is baie opgewonde en kan nie wag om die ou hondjie vas te hou nie. O jene, hy is darm vuil, sê mamma. Ek dink ons moet hom gou vinnig pad. Ja, sê Zunika. Sy gaan haal 'n handdoek en babaseep. Die hondjie het die bad so geniet. Hulle het toe gou winkel toe gegaan en ook baba hondekos gekoop. Die hondjie was so honger en het sommer 'n hele bakkie hondekos opgeëet. Later die middag het hulle 3 lekker op die sitkamer se mat gespeel. Wat gaan ons jou noem, vra Zunika. Sy dink so 'n tydjie en sê ja, jou naam gaan Bella wees. Die hondjie blaf en dit klink sommer of die hondjie verstaan wat sy sê. Lag hulle. Daai aand het Bella in Zunika se arm geslaap. Mamma het op al die vermiste dieregroepe gegaan om te hoor of iemand nie hul hondjie verloor het nie. Na 2 weke het niemand gebel of laat weet dat dit hulle hondjie was nie. Zunika was so bly, want elke dag het sy net liewer en liewer vir die ou hondjie geraak. Hulle het so lekker saam gespeel. Zunika het ook vir Bella toertjies geleer en naweke het hulle lekker gaan piknik hou by die parkie. Bella het dit so geniet. Leeu en die brawe muis. Help, help, skree Leeu. Asseblief iemand help, my tand is so seer. Daar is iets wat vassit in Leeu se tand. Leeu huil, want hy kan dit nie uitkry nie en sy tand is so seer. Muis was besig om sy fluit te speel, maar o nee, toe breek 'n stukkie van die fluit se riet af en nou is Muis se fluit gebreek. Muis hoor iemand wat huil en dit klink of die diertjie in baie pyn is. Muis loop stadig agter die bossies uit, maar o jene, dis Leeu wat hy sien. Muis is baie bang vir Leeu. Almal is bang vir Leeu.
Wat as leeu hom mislei en net hom wil seermaak? My stap saggies nader, sodat leeu hom nie moet sien nie. Muis kan nou sien, dat daar wel iets vassit tussen leeu se tande. Leeu sien toe vir muis. Asseblief muis, help my! Muis skrik so groot en hop terug. Muis het nog die stukkie riet in sy hand. Moet my nie seermaak nie, asseblief! Moet my nie seermaak nie! Nee, ek sal jou nooit seermaak nie, asseblief help my! Daar sit iets vas tussen my tand. Ek sal jou help, maar jy moet beloof jy gaan my nie seermaak nie. Ek beloof ek sal nie. Muis het op 'n klip gespring en die stukkie riet gevat en stadig tussen leeu se tande in beweeg. En na 'n tydjie van probeer, kom die stukkie neut uit. Jippie, skree leeu, hy is so bly. Leeu was so gelukkig en het muis bedank dat hy so braaf was. Kan ons asseblief maatjies wees? Vra leeu. Almal is bang vir my en niemand wil my maatjie wees nie. Wat? Sê muis. Het jy dan niks maatjies nie? Nee, sê leeu. Maar natuurlik, sê muis. Ek sal jou maatjie wees. Leeu het toe ook al muis se maatjies ontmoet. Hulle was eers bang vir hom gewees, maar muis het gesê, leeu is baie vriendelik en wil eintlik net ons maatjie wees. En so het al die maatjies saam geswem en gespeel. Leeu was so bly. En hy was eintlik dankbaar dat daar ietsie vasgesit het in sy tand. Anders sou hy altyd alleen gewees het. Benny het lekker in die modder gespeel, op pad na sy maatjies. Toe hy sy maatjies sien en hallo wou sê, toe sien hy, hulle lyk baie bang. Hulle het sommer vinnig weggehardloop en geskree, 'n monster, 'n monster, ah! Benny kon nie verstaan hoekom hulle weggehardloop het nie. Lyk hy dan regtig soos 'n monster? Hy het sommer baie hartseer gevoel. Benny het agter hulle aangehardloop en geskree. Wag julle, dis ek, Benny. Sy maatjies het gestop en weer gekyk na hom. Hulle het toe te lekker begin lag. Benny het gesê, dis net modder op my lyf. Hasie het gesê, sjoe, ons het daarom groot geskrik. Ons dogter is 'n monster wat ons wou jaag. Hulle het toe lekker in die rivier gaan swem en lekker gespeel. Wikus en die towerwêreld. Wikus is 'n oulike seentjie met bruin haartjies. Op skool het hy gesukkel om vriende te maak. Hy was maar alleen. Elke middag na skool het hy by die parkie gaan speel. Toe eendag terwyl hy lekker geswaai het hy 'n helder lig agter die bosse teen die muur gesien. En uit nuuskierigheid uit het hy gaan kyk wat dit was. Hy het 'n verskuilde ingang na 'n betowerde wêreld gevind en sonder huiwering het hy ingegaan. Hy kon nie sy oë glo nie. Hy kon nie glo wat hy sien nie. Binne die betowerde wêreld het daar diere gebly wat kon praat. Die diere was so bly dat iemand uiteindelik die lig gesien het na hulle betowerde wêreld. Hulle soek ook maar net nuwe kindermaatjies. Wikus het lekker saam met die diere gespeel en het 'n oulike baba olifantjie ontmoet met die naam Ellie. Elke middag na skool het hy saam met Ellie in die betowerde wêreld gaan speel en die wêreld verken. Hulle het versteke grotte ontdek en ook gereeld by die rivier gaan speel. Op 'n dag het Ellie gegly en in die rivier beland. Sy het gesukkel om bo die water te bly. Wikus het geweet hy moet vinnig iets doen. Gelukkig kon hy swem
en hy spring in die water en het Ellie gehelp. Ellie was nog klein en kon nie swem nie. Die ander diere het gehoor dat Wikus Ellie gehelp het. Hulle was baie beïndruk met sy dapperheid, want die water in die rivier was nogals rof en baie diep. Hulle het geweet dat hy 'n spesiale seentjie was. Terwyl Wikus verder die betowerde wêreld verken het, het hy besef dat die bome daar kon praat. Die bome was al baie oud. So hulle het baie kennis gehad oor die lewe. Hulle het hom vertel oor die belangrikheid van vriende maak en hoe om vriende by die skool te maak. Hulle het hom geleer hoe om 'n gesprek te begin en hoe om na ander te luister. Wikus was nou baie opgewonde om weer skool toe te gaan. Hy het nou sommer meer selfvertroue gehad. Hy het begin gesels met sy klasmaats en hy het besef dat die ander kinders eintlik baie vriendelik was. Hy het nuwe vriende gemaak en begin om skool baie te geniet. Ellie het Wikus se beste dieremaatjie geraak in die betowerde wêreld. Hy het daarvan gehou om tyd saam met haar te spandeer. Wikus het nou klomp maatjies gehad en was ook nie meer alleen nie. Bekkie die klein muisie. Daar was eendag 'n klein muisie genaamd Bekkie. Bekkie was altyd baie bang vir katte. Sy het altyd gehoor dat katte muise vang. Sy het gebly in 'n groot plaashuis. Haar huisie was in 'n klein gaatjie in die houtvloer in die sitkamer. Gelukkig kon niemand haar huisie sien nie, want dit was mooi weggesteek agter 'n boekrak. Op 'n dag, terwyl Bekkie soek vir kossies in die plaashuis, sien sy 'n oulike baba katjie. Die katjie speel lekker op die sitkamer se mat met 'n wollerige balletjie. Bekkie het onder een van die banke in die sitkamer weggekruip. Bekkie kon nie ophou kyk na die oulike katjie wat so lekker speel nie. Sy het toe gewonder, miskien is daar wel katte wat nie muise vang nie. Die katjie se balletjie het nou onder die bank ingerol waar Bekkie wegkruip. Bekkie wou nog weghardloop, maar die katjie het haar gesien. Bekkie staan gevries en kan skielik nie beweeg nie. Sy is so bang. "Hallo," sê die katjie vir haar. "Kan jy asseblief my help om die bal onder die bank uit te kry?" "My naam is Minke," sê die oulike katjie. Bekkie kan nie glo wat sy hoor nie. "So, jy wil my nie vang nie? Hoekom sal ek dit wil doen?" vra Minke. "Wil jy saam met my bal speel? Die bal gaan die heeltyd onder die bank in en dan sukkel ek om die balletjie uit te kry. Jy is lekker klein en jy kan dit maklik onder die bank gaan kry." Bekkie was eers bang en het gewonder of dit nie net 'n manier is dat sy onder die bank moet uitkom en dan gaan die katjie haar vang. Maar gelukkig was Bekkie baie braaf en het besluit om saam met Minke te speel. Sy rol toe die balletjie vir Minke. Bekkie beweeg onder die bank uit en dink, dit sal nou lekker wees om 'n maatjie te hê. En vir die volgende paar weke het Bekkie en Minke tog te lekker saam gespeel. Hulle het buite wegkruipertjie gespeel en Bekkie het sommer saam met die klein katjie in haar mandjie geslaap. Dit was so lekker warm. Hulle het sulke groot maatjies geword en was van daardie dag af onafskeidbaar. Hulle het alles saam gedoen. Een oggend, toe Minke wakker word, was Bekkie net weg. Sy het nie meer langs haar gelê nie. Minke het oral vir haar gesoek. Sy was ook buite in die tuin, maar sy was nie daar nie.
Dit het begin donker raak en Mienke was nou baie bekommerd. Langs die plaashuis is daar 'n groot skuur. Mienke het nog nie daar gesoek nie. Toe sy in die skuur kom, hoor sy 'n baie sagte stemmetjie. Help! Help my! Help! Mienke het vinnig gehardloop waar sy die stemmetjie hoor. Dit was Bekkie. Bekkie was vasgevang in 'n muisvalletjie. Bekkie het kossies vir hulle gaan soek in die skuur en het per ongeluk in die muisvalletjie getrap. Haar voetjie sit vas. O nee, skree Mienke. O jene, is jy okay? Ek soek jou al die hele dag en dankie tog ek het jou gekry. Gelukkig is Mienke nou al groter en sterker. Sy vat toe 'n stokkie en druk dit in die valletjie in. Gelukkig kon Bekkie haar beentjie vinnig uittrek. Dankie baie Mienke, sê Bekkie en gee haar 'n stywe drukkie. Bekkie het op Mienke se rug geklim. Shame, haar pootjie is baie seer, maar gelukkig, na 'n paar dae is sy weer reg vir lekker speel en avonture saam met Mienke. Bekkie sal definitief nie weer in die skuur ingaan nie, want daar mag dalk net nog 'n muisvalletjie wees. Bekkie was so bly dat sy 'n beste maatjie gehad het, wat nie opgehou soek het na haar nie. En so het die twee maatjies besluit dat hulle altyd vir mekaar sal vertel as hulle ergens heen gaan. Hasie en Beertjie raak maatjies. Hasie is 'n baie klein en oulike hasie wat baie maatjies het. Hulle bly in 'n groot woud waar daar baie kos is en 'n pragtige dam waar hulle altyd lekker saam speel. Onder die groot boom langs die rivier hou hulle altyd piknik en speel te lekker saam. In die woud het daar ook 'n baie groot beer gebly. As Hasie en sy maatjies hom gesien het, dan het hulle vinnig weggehardloop. Hulle was so bang vir hom. Maar arme Beertjie was alleen en wou so graag net 'n maatjie gewees het. Voor hy nog vir hulle kan sê, wag, asseblief wag, ek sal julle nie seermaak nie, ek wil net saam met julle speel. Dan het Hasie en sy maatjies al klaar weghardloop. Dae en weke het so verbygegaan. Een aand begin dit hard te reën en dit het gereën en buite die grot was dit sommer 'n groot storm. Hasie en sy maatjies moes vir 'n paar dae in hul grothuisie bly. Gelukkig het hulle genoeg kossies gehad en het sommer lekker speletjies opgemaak om daar te speel. Gelukkig na 'n paar dae het dit opgehou reën en die sonnetjie het uitgekom. Hulle was so bly. Hasie was op pad na die groot bessieboom diep in die woud, want daar is die lekkerste en soetste bessies ooit. Hasie wou nie vir sy maatjies gesê het hy gaan soontoe nie. Hy wou net vinnig weggeglip het en hulle verras het met die lekkerste soet bessies. Hasie het gestap en skielik sien hy 'n groot modderpoel. Ag nee, sê hy, ek moet daardeur gaan, dis al pad na die bessieboom toe. Hy het gewonder, miskien moet hy maar net omdraai en huis toe gaan. Maar hy het besluit, hy moet net deur die modderpoel stap, want lekker bessies gaan hy vir sy maatjies gee vanaand. Hy het al klaar so ver gekom. Hasie het versigtig deur die groot modderpoel begin loop. Maar o jene, die modder was baie dik en glibberig. Hasie het nou vasgesit en kon nie beweeg het nie. Help, skree hy, help asseblief. Ai,
Hy was baie bang en het geweet, hy moes eintlik vir sy maatjies gesê het, waarheen hy gaan, want niemand weet nou waar hy is nie. Hoe gaan hy uit hierdie modderpoel uitkom? Dit het begin donker raak. Hasie het begin huil en het so koud gekry van die nat en koue modder. Hy het sommer begin bewe. Skielik hoor hy iets in die bos, 'n tak wat kraak. O nee, skree Hasie. Wie kan dit wees? Skielik kom Beer agter die bos uit. Hasie was so bang, maar kon nie die keer weghardloop nie. Asseblief Beertjie, moet my nie seermaak nie, asseblief, pleit hy. Beertjie het gesê, ek sal nooit jou of enige van jou maatjies seermaak nie. Ek wil net saam met julle speel en ook jou maatjie wees. Maar julle hardloop altyd net weg, voor ek nog iets kan sê. Wat? Rarig? Sê Hasie. Ons het altyd gedink jy wil ons seermaak en daarom het ons altyd weggehardloop as ons jou gesien het. Ai Beertjie, ek is so jammer. Ai, soos jy kan sien, sit ek vas en ek wou net baie graag my maatjies verras het met lekker soet bessies. Dink jy kan my help? Beertjie is baie sterk en groot en hy het in die modder ingestap en vir klein Hasie opgetel en op sy skouer gesit. Hasie was so dankbaar en het vir Beertjie baie dankie gesê. Gelukkig was die bessieboom nou naby. Hasie en Beertjie het sommer 'n hele mandjie vol gaan pluk. Toe Hasie by sy maatjies uiteindelik kom, was hulle so bly om hom te sien. Sjoe, ons het bekommerd geraak oor jou, want ons het nie geweet waar jy was nie, sê Takbokkie. En skielik kom Beertjie agter die bos uitgestap. Hasie se maatjies wou nog weghardloop. Gelukkig skree Hasie, nee, wag. Hasie het toe vir almal vertel dat Beertjie net eintlik 'n maatjie wil wees en saam met hulle wil speel. En van daardie dag af was Beertjie ook een van hul maatjies. Hulle het die lekker soet bessies geëet. En niemand was meer bang vir Beertjie. Beertjie was nou so gelukkig en het elke dag so lekker saam met hulle gespeel en kossies bymekaar gemaak. Beertjie het ook saam met al sy maatjies in die lekker, warm grot geslaap. Die oulike eentjie. Nie te ver hiervandaan bly daar 'n baie oulike eentjie op 'n plaas saam met klomp diere maatjies. Hy het nie altyd baie maatjies gehad nie. Toe hy baie klein was, het hy saam met sy mamma, pappa en klomp boeties en sissies in 'n bos gebly, waar dit maar koud en alleen was. Hulle moes baie ver stap elke dag vir kos en daar was klomp gevare in die bos, soos slange, skorpioene en arende. Elke aand moes hulle 'n nuwe plekkie soek wat veilig is om te slaap. Toe eendag het hulle nog so geloop en soek vir kos en sjaim, hulle was so dors. Daar was geen water vir dae lank nie. Die oulike klein eentjie het toe iets ronds en blinks gesien, daar ver voor hom. Hy het so vinnig soos sy pootjies kon gehardloop het, na die voorwerp toe. Wat kan dit wees, het hy gewonder. Toe hy nader kom, toe sien hy dis 'n bal. Wat soek 'n bal hier in die bos? Hier is dan niemand nie. Toe sien hy iets beweeg in die bos, daar ver voor hom, en toe hoor hy iemand. Ag nee man, bal, waar is jy? Sê iemand agter die bossies. Hallo, roep die oulike eentjie. En skielik kom daar 'n oulike hasie agter die bossies uit. Hallo, sê Hasie, het jy miskien my bal gesien? Ja, praat jy van die bal? Ja, dis my bal,
Ek en my maatjie speel lekker bal en skop en toe ons vir mekaar die bal geskop het, toe het per ongeluk oor die heining gegaan, hier in die bos. Wil jy miskien saam met my kom speel? Wat? Nog maatjies, sê jy? Ja, ons bly op 'n plaas, hier langsaan, waar daar klomp diertjies bly. Ek sal eers vir my pappa en mamma moet vra. OK, maar hulle kan saamkom. Waar bly julle, vra Hasie? Ons het nie eintlik 'n plek waar ons bly nie. Ons trek maar rond agter kos en water aan. Wat? Dit moet darm erg wees, sê Hasie. Maar kom bly hier by ons op die plaas. Hier is baie kos, water en 'n pragtige hokhuisie om in die aand te slaap, wat baie veilig is. Mamma, pappa, roep die oulike eentjie. Hy is nou baie bly en so opgewonde. Die eentjie het vir sy mamma en pappa gaan vertel wat die oulike Hasie als gesê het. Fantasties, dit sal wonderlik wees om 'n veilige plek te hê, sê mamma, om elke aand te slaap en lekker kossies te eet. Eentjie en sy gesin het toe saam met Hasie na die plaas gegaan en hulle kon nie hulle oogies glo nie. Daar was 'n baie groot dam wat vol water was. Al die diertjies het daar geswem en gespeel. Hulle het lekker bal vir mekaar geskop. By die hok was daar klomp kos en nog eentjies. Hulle het sommer vinnig tuis gevoel. Daai aand het hulle so lekker geslaap. Die oulike eentjie was so dankbaar vir lekker kos, water, 'n veilige plekkie om te slaap en so bly dat hy nou so baie maatjies het. Elke dag het hy so lekker gespeel saam met al sy nuwe maatjies. Lian is 'n oulike 6-jarige seentjie wat so graag 'n ou troeteldiertjie wil hê. Hy dink hy's nog groot genoeg en wil so graag 'n maatjie hê waarmee hy elke dag by die huis kan speel. Sy ouers het vir hom gesê, as hulle sien hy is groot genoeg en hulle dink hy kan nou na 'n ou diertjie kyk, sal hulle vir hom een koop. Eendag na skool speel Lian lekker in sy kamer en hoor toe 'n geklop aan sy deur. Kan ek inkom, vra sy mamma. Ek het 'n baie groot verrassing vir jou, maar voor ek inkom, moet jy jou oogies styf toemaak. Wat kan dit wees, roep hy uit. Die opgewondenheid borrel sommer binne in hom. Sy mamma kom in die kamer met iets wat in 'n hok is. Raai, wat kan dit wees, sê sy mamma. Lian weet sommer dadelik wat dit is, want hy kan hoor hoe die diertjie op die wielietjie in die hok hardloop en speel. Jippie, skree hy en maak sy oogies oop. 'n Hamster! Dankie mamma. Ag, kyk hoe klein en oulik is hy. Hy'le oulike hamstertjie. Jy moet vir hom nou net 'n naampie gee en dan 'n lekker plekkie in jou kamer soek waar sy hok gaan staan. Hy hardloop en gee sy mamma 'n groot druk en 'n swentjie op die wang. Dankie mamma. Ek sal baie mooi na hom kyk. Hy dink so 'n tydjie en kyk van nader na die oulike klein hamstertjie. Jou naam gaan Vlekkie Bekkie wees. Lag sy mamma. Dis darem 'n oulike en baie snaakse naam. En net so het die twee baie groot maatjies geraak. Vlekkie Bekkie het al saam met Lian gedoen, gespeel, geëet, gebad en huiswerk gedoen. Slaaptyd was Vlekkie Bekkie se gunsteling plekkie om te slaap in Lian se nekkie op sy kussing elke aand. Soos die weke aangegaan het, het daar iets baie vreemd gebeur met die klein hamstertjie. Hy het gegroei en gegroei en gegroei. Hy het so groot geraak
dat hy nie meer in Leon se nekkie kan slaap nie en ook nie meer op sy bed saam met hom nie. Sy mamma het vir Vlekkie Bekkie sy eie oulike bedjie langs Leon se bed gemaak. Maar as mamma in die nag kom kyk of hulle mooi warm toegegooi is, dan sien sy of Vlekkie Bekkie lê maar weer langs Leon op sy bed, of Leon het van sy bedjie afgeklim en lê langs Vlekkie Bekkie. Toe besluit sy mamma, dit sal die beste wees as sy net 'n dubbelbed vir hulle twee kry. Dan kan hulle heerlik saam slaap op een groot bed. Leon se maatjies het natuurlik gereeld by hom kom kuier. Hulle het nog nooit so 'n groot hamster gesien nie. Vlekkie Bekkie het natuurlik baie van al die aandag gehou. Hy het gehou daarvan om toertjies te doen. Leon het hom verskillende toertjies geleer. Vlekkie Bekkie het dit so geniet om elke dag iets nuuts te leer. Die dorp se koerant het van die groot en baie oulike hamster gehoor en hulle twee het toe in 'n paar koerante verskyn en selfs op die televisie. En soos die jare verbygegaan het hulle twee sommer baie kompetisies gewen. En tot vandag toe is hulle twee nog steeds sulke groot maatjies. Hulle toer nou die wêreld vol en maak sommer baie geldjies met hul toertjies. Beertjie se ruimteskip. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier gaan ons. Op gaan hulle verby die wolkies en deur die atmosfeer tot in die ruimte. Beertjie, Hasie, Padda en Kaaitjie het baie lank gewag vir die dag. Dit sal die eerste keer wees wat hulle vlieg met Beertjie se ruimteskip. Beertjie se ruimteskip se naam is Oubie. Oubie is 'n baie slim, pratende ruimteskip. Hy weet wanneer om vinnig te ry of stadiger te ry. Oubie weet ook wanneer om vinnig links of vinnig regs te moet gaan. In die ruimte is daar baie groot klippe wat sommer maklik in Oubie vas kan bots. Beertjie, Hasie, Padda en Kaaitjie is so opgewonde. Hulle vier gaan vir Perdjie, hul reënboogmaatjie gaan kuier op die planeet met die naam Diolera. Diolera is 'n pragtige planeet, vol reënboogdiertjies. Op die planeet kan al die reënboogdiertjies vlieg. Almal bly in boomhuisies, baie hoog in die bome, want die hele planeet is bedek met water. Die pragtige bome groei uit die water. Sjoe, ver nog, my poutjies is al lam gesit, sê Hasie. Hoe lank nog? Daar gaan nog 'n uur verby. En skielik skree Padda, jippie, kyk julle kyk! Daar voor hulle sien hulle uiteindelik die planeet Diolera. Hulle gaan al hoe nader en nader aan die planeet. Deur die atmosfeer vlieg hulle, verby die wolkies en af tot in die bome. Hul reënboogmaatjie wag al reeds vir hulle. Hulle moet baie mooi uit die ruimteskip klim en hulle moet op een van die boom se blaartjies spring. As hulle misstrap, dan sal hulle in die water val. 1, 2, 3 spring Beertjie en toe is dit Hasie se beurt. Padda is so bietjie bang. Kom, 1, 2, 3, sê Kaaitjie, jy kan dit doen. Maar o jene, Padda se voet hak vas en Padda val af tot in die water. Nee, skree Kaaitjie. Almal kyk af om te kyk of Padda oukei is. Vinnig vlieg Perdjie tot net so bo die water. Gelukkig kan Padda swem en hy spring op Perdjie se rug. Hulle vlieg weer op tot in een van die groot blare. Sjoe, sê Padda, ek het baie groot geskrik, maar die water is eintlik heerlik warm. Gaan swem julle ooit in die water, vra Padda vir Perdjie. Nee, nooit nie. Almal is te bang. Hulle het gedink die water is yskoud
en niemand hou van koue water. Skielik spring Padda weer af tot in die water. Hy lag en sê, "Raai wat julle? Ek kan staan in die water en is glad nie diep nie en die water is heerlik warm." Een vir een spring hulle af en swem te lekker saam. Daar is groot klippe wat uit die water steek. Van die reënboogdiertjies het afgevlieg en op die klippe gaan sit. Hulle kon nie hulle oë glo nie. Niemand het nog ooit daar geswem nie. Hulle het nie geweet dat dit so baie pret kan wees nie. Die reënboogdiertjies het dit so geniet en van toe af het hulle elke dag daar gaan swem in heerlike warm water. Die oulike robotmaatjies. Net so paar kilometer uit die dorp is daar 'n groot skrootwerf. Daar is gebreekte motorparte, gebreekte rekenaars en ou geroeste wasmasjiene. Daar is ook baie geroeste staalpype en klomp ou voertuie wat glad nie meer werk nie. Ben is 'n baie oulike robot met 2 groot rooi oë en 2 rooi ore. Dis besig om donker te raak. Dis altyd wanneer hy en sy 5 robotmaatjies kan lekker speel en gesels met mekaar. Hulle kan net speel as die skrootwerf gesluit is en al die mense wat daar werk huis toe gegaan het, want niemand mag weet hulle bly daar nie. Bedag skryp hulle weg agter al die geroeste staalpype. Hulle lê of sit doodstil en maak of hulle ook deel is van al die skroot. Hul gunsteling speletjie is wegkruipertjie speel. Daar is so baie plekke om weg te kruip. Hulle kan dit vir ure speel. Maar vandag is Ben ongelukkig. Hy stop skielik en gaan sit op 'n ou wasmasjien. Sy robotmaatjie sien hom en almal kom staan om hom. "Wat is fout?" vra hulle. "Ai," sê Ben, "ek voel hartseer vandag, want ons speel altyd so lekker en ek wens ons kan in die dag ook so lekker speel. Dis nie lekker om heeldag stil te moet sit en weg te kruip nie. Wat gaan gebeur as iemand ons sien?" "Ja," sê Nico, "ek stem saam." Nico is 'n blou robot met 'n groot geel lig op sy kop. "Ons kan nie vir altyd hier bly nie." Die volgende oomblik sien hulle 'n groot lig skyn in hul robotgesiggies. Hulle kan nie sien wie of wat dit skyn nie. Die lig verblind hul robotoogies. Hulle het nie eers kans gehad om weg te kruip nie. Nou is hulle almal bang, want wat is dit? Wie is dit? Volgende oomblik hoor hulle 'n seentjie se stem. "Hallo," sê hy, "my naam is Meinhard en ek en my pappa stap elke aand verby die skrootwerf met ons hond. Ons sien altyd hoe lekker julle speel. Vandag het ek gedink dat ek sommer saam met julle wil kom speel." "Wat?" sê Ben, "maar dit pla jou nie dat ons robots is en kan praat nie?" "Nee, glad nie. My pappa het my vertel van julle en ek was so opgewonde om met my eie oë te sien dat daar robots is wat kan praat en speel en lag." Toe vertel Ben die robot vir Meinhard hoe hartseer en bang hulle is dat iemand hulle gaan sien en dan wat gaan met hulle gebeur. Meinhard se pappa stap nader en sê, "Ha julle kan enige tyd by ons kom bly. Ons bly net hier om die draai op 'n groot plaas. Daar kan julle lekker speel dag en nag en hoef glad nie weg te kruip vir mense nie." Meinhard is nou so bly, want nou kan hy lekker saam met hulle elke dag wegkruipertjie speel. En so het al 6 robotmaatjies baie gelukkig saam met Meinhard, sy pappa en hul hond gestap na hul nuwe vir ewige huis op die plaas. Wippie en Snippie, die hondjie maatjies. Wippie en Snippie is 2 oulike hondjies
wat beste maatjies is. Hulle bly saam in 'n groot park onder by die dam. Die dam is vol vissies, paddas en klomp eentjies. Hulle geniet dit om saam te eet, speel en saam te slaap in hulle pragtige honnehokhuisie. Die park se opsigter het vir hulle die mooiste en oulikste huisie onder die groot appelboom gebou. As dit reën, dan kry hulle nie koud nie, en as dit warm is, dan swem hulle tog te lekker saam met die groot eentjies in die dam. Mamas en papas kom hou daagliks daar piknik, saam met hulle kinders in die groot park. Kos is daar oor genoeg van vir die 2 hondjies. Daar kom kuier gereeld kinders vir die 2 hondjies. Dan speel hulle te lekker saam. Die kinders gooi bal vir hulle en swem saam met hulle in die dam as dit lekker warm is. Dis die beste hondelewe wat hulle kon voorgevra het. Daar is net een probleem en dit is dat die 2 hondjies so oulik is dat party kinders wat na die park toe kom, hulle net wil huis toe vat. Die hondjies geniet dit vreeslik om saam met die kinders by die park te speel, maar hulle hou nie daarvan as die kinders hulle huis toe vat nie. Dan word die hondjies heeldag toegesluit in die kinders se huise totdat hulle van die skool afkom. Dis maar baie alleen. Die hondjies raak baie hartseer en mis dan hulle huis by die groot park verskriklik. Gelukkig sien die kinders dat die hondjies hartseer is en dan vat hulle die hondjies vinnig weer terug na die park. Die parkopsigter het meer en meer gesien dat die hondjies wegraak na een of ander kind se huis toe. Toe kry die opsigter 'n plan. Hy het spesiale bandjies laat maak wat hy toe om elke hondjie se nekkie gesit het. Op die bandjie staan: "Asseblief, ek is die park se hondjie, moet my nie huis toe vat nie. Ek is baie gelukkig hier." En van daardie dag af was hulle nooit weer weggevat van die park af nie. Die hondjies was nou so gelukkig.